Hoe goed is die Here nie vir ons nie. Amen. Hy beteken so baie, hy doen so baie. Ons het laasweek vir die Here dankie gesê vir 2025 se mooi dinge wat hy vir ons gedoen en gegee het in hierdie tyd. Ons het getuig oor sy goedheid en vandag het ons steeds gehoor hoe goed die Here vir ons is. Ons het gegee wat in ons hand is en getrou aan sy woord, my liewe suster, sal God dit laat groei tot 'n groot wonderwerk waarvoor ons verstom sal staan. Maar dit is nie al waar ons gaan nie. Ons gaan nie stop net oor wat ons verlede week gedoen het nie. Luister wat sê die Here vir ons vanoggend. Die Here het seker al die vers daarbo gesien in Galasiërs 6 vers 9. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons nie ophou of moeg word om goed te doen nie. En ek gaan kyk toe die boodskap, wat sê die boodskap vir ons? Kom ons hou aan om goed te doen. Prys die Here, halleluja. Dit is presies wat die Here wil hê. Dan sal ons op die regte tyd ons oes van hom ontvang. Ag, gee vir die Here aan 'n klap. Is hy nie groot? Prys sy naam. Wat 'n pragtige vers. Dankie vir die inisiatief, my liewe Boeta, Jasper, toe jy hierdie vers genoem het by die vergadering. Hierdie vers het 'n voetnoot van motivering vir ons as kinders van die Here in die tydperk waarin ons nou lewe. Hierdie vers het gekom, my liewe suster, toe ek deur dit werk hierdie week, toe motiveer dit so 'n bietjie weer dinge in my. Nie om op te hou om goed te doen nie. Ons moet nie opgee nie. Ons moet nie verslap nie. Want dit is presies wat die Here van ons wil hê, om aan te hou. Wat beteken dan hierdie woorde, dat ons nie moet ophou om goed te doen? Om goed te doen beteken om altyd alles wat God gelukkig maak te doen. En dit sonder dat ek gaan moeg raak daarvoor. Sonder dat ek gaan moeg word om te getuig oor die grootheid van die Here. Sonder dat ek gaan moeg word om die huis van die Here te besoek. Sonder dat ek moeg gaan word om vir almal daar buite te sê hoe goed die Here vir my is. Want eintlik gaan alles wat ons doen en sê nie oor onsself nie. Ons kan nie in die wêreld leef en sê ons het God lief nie. Dan doen ons mos nie goed nie. Is dit nie so nie? Ons moet vir God lief wees en hom alleen aanbid. Dit leer die woord ons. Ons kan nie ons geld in die wêreld spandeer en nie vir God se koninkryk sorg nie. Dan doen ons mos nie goed nie. Ons kan nie God en Mammon lief hê nie. Ons kan nie vir onsself lief wees en 'n selfsugtige lewe leef nie. Dan doen ons mos nie goed nie. Ons moet vir ons naaste lief wees soos vir onsself. Ons kan nie net sonder rede wegbly van eredienste en geestelik veragting nie. Dan doen ons mos nie goed nie. Ons moet die onderlinge byeenkomste getrou bywoon en gereeld aan God se tafel kom sit om ons siele te versadig met die goeie, sodat ons sterk kan wees teen die aanvalle van die vyand daar buite. Want om goed te doen, my liewe suster, en dit vir die Here, begin eintlik by onsself. Ek moet my lewe, die lewe wat ek leef, op so 'n manier leef, my liewe suster, dat ek dit 'n voorreg en 'n plesier beskou om dit te leef vir die Here. En dan maak dit nie saak van die moeilike omstandighede om ons nie. En hoe moeilik dit ook al moet vir jou wees nie. Ons moet nie tou opgooi nie. God is vir jou
en hy's groter as enige moeilikheid wat jy dalk in die gesig kan staan. Ag, sê net vir amen. Halleluja. Paulus kom en hy moedig ons eenvoudig om aan te hou met aanhou goed doen wat die Here vir ons wil hê ons moet doen. Moenie 'n tou opgooier word nie. Ek het sommer hierdie naam aan hierdie woord ingegooi. Ons gesindheid moet wees, ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat vir my die krag gee. Amen. God sal jou die krag gee om enige struikelblok. God sal jou die krag gee om enige probleem. God sê in sy woord, hy sal jou die krag gee om alles te oorkom wat voor jou lê. En hy gaan jou die krag gee om hierdie stumbling-blok wat voor jou neergesit word deur jou vyand 'n stepping stone te maak. Halleluja. Glo vanoggend God se beloftes. Fokus op sy grootheid en jy sal 'n ander lewe sien wat gebeur. Die belangrikheid is dat ons 'n hart van 'n voltooier sal hê. Jy sien, God sê vir ons so gereeld, ek sal vir jou doen, alles goed doen tot aan die einde van dae. Met ander woorde, God hou nooit op om goed te doen nie. Net so moet ons ook die wedloop voltooi en nooit ophou en moeg raak langs die pad nie. Ons moet uit die wedloop voltooi. Ons verteenwoordig immers nie net onsself nie, ons verteenwoordig 'n groote, almagtige God. So waar ek gaan, wat ek doen, as ek 'n kind van die Here is ek 'n ambassadeur van hom, dan verteenwoordig ek my groote God wat ek dien. Dan kan ek nie mos dat die wêreld sien ek gee moed op nie, of die wêreld sien ek kan nie aangaan nie. Nee, ons hou aan. Ons gaan op ons knieë en vra vir krag van die Heilige Gees om ons op te tel elke dag, sodat ons uit die werk van die Here kan doen. Maar ek het ook verder gaan kyk in hierdie versie. Hierdie vers gee vir ons ook 'n belofte. Het jy dit raak gelees en ons het lees? Dat op die regte tyd sal ons maai. Op die regte tyd sal ons oes kry. Het jy geweet? Kom ek vertel gou vir jou iets. Dat daar 7.959 beloftes in die woord van God is. Indien jy een belofte vir elke dag jou toeëien, gaan jy vir 22 jaar neem om alles te kan deurwerk. Is dit nie wonderlik nie? God se beloftes is groot. God se beloftes is waar. God se beloftes is daar vir my en vir jou. So kom ons beleef of ons leef hierdie beloftes uit. Kan ek vir jou sê, as jy net elke dag 'n belofte joune maak en jy leef vir daardie dag, gaan jy nie terugkyk op jou lewe nie. Want God, die God wat ons dien, die groot almagtige God, hy verbind homself tot hierdie beloftes. 2 Timoteus 2 vers 13 sê, as ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloor nie. God sal sy beloftes nakom. Halleluja! Prys sy naam. En dan sê tot 2 Korintiërs 1 vers 20, wat hoeveel beloftes van God daar ook mag wees. In hom is hulle ja en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Daarom, my liewe suster, is dit belangrik dat ons God se op sy woord moet neem. Ons moet vertrou dat dit wat die Here vir ons sê, die waarheid is. Want dit is dieselfde waarheid wat ons vrymaak, wat ons optel wanneer ons nie meer kan nie. Numeri 23:19 sê, God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensenkind dat dit ons sou berou nie. Sou hy iets sê dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie. Het jy al gehoor, ons God is 'n waarmaker van sy woord, halleluja. God is 'n gewer van baie beloftes. God kan so baie vir ons doen, en ek wil jou motiveer vanoggend, net so 'n bietjie oor die vakansietydperk wat voor lê. Gaan kyk bietjie, wat se beloftes is alles in die woord van die Here. Filippense 4 vers 19 sê, en my God, ek wil net vir jou 'n losmakertjie gee, sal elke behoefte van julle vervul na die rykdom in sy heerlikheid deur Christus Jesus. Dit beteken
dat God in staat is om al ons behoeftes te voorsien. Kan jy 'n bietjie sê, al my behoeftes? God sal voorsien. Maak nie saak wat jy kom nie. Maak nie saak waar jy siek is nie. God sal, want hy kan, halleluja. Hy is dan almagtig. Daar's niemand soos hy nie. Hy is 'n wonderlike groot God, halleluja. En die mooie is, ons hoef eintlik niks te doen nie om die voorsiening van die Here te verkry. Ons moet net sy kind wees. Weerhou jy of onthou jy dinge van jou kind? Nee, alles hy stout jy gee vir hom. Is dit nie so nie? Ja, ons straf hulle so 'n bietjie. Weet jy wat? God kan ons ook soms 'n bietjie straf en moeilik maak. Maar weet jy wat? Hy sal altyd vir jou deurkom. Prys sy naam. Ja, daar sal seisoene in jou lewe wees. Maar dank die Here, daar sal altyd 'n saad wees vir elke seisoen. Reg aan die begin van die Bybel, Genesis 8:22 sê hy: solank as die aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nie ophou nie, ook nie die koue en hitte nie, somer en winter, dag en nag nie. Dan kom Lukas 12 vir ons, en hy sê vir ons daar vers 6, word 5 bossies nie vir 2 sent verkoop nie, tog word nie een van hulle deur God vergeet nie, selfs die hare op julle kop is almal getel, moenie bang wees nie, julle is meer werd as baie bossies. En as jy vanoggend bless is, die Here weet hoeveel hare op jou kop. En as jy lekker bos hare het, die Here weet hoeveel daar is. Soveel stel hy in jou belang, my liewe en suster. Want jy is vir hom kosbaar. Jy is vir hom dierbaar. Hy het sy lewe, Jesus het sy lewe vir jou gegee, sodat jy vanoggend kan jou hande opsteek en sê, ek het U so lief, Here. Weet jy nie, dat voorsiening is die groot deel van God se karakter. Dis wie God is. Kyk hoe moontlik voorsien hy God deur die skepping om ons. Kyk die wonderlike reën wat ons afgelope tyd gekry het. Die Here weet kom ons nie reën gekry het, want hy sorg vir die natuur. Soms kry ons 'n bietjie in oormaak, maar as dit om ons wakker te maak om te sien dat die Here steeds daar is. Hy voorsien altyd. Maar die groot probleem is nie by die Here nie. Die Here is nie die probleem nie, ons is die probleem. Ons is nie goeie rentmeesters van God se voorsiening nie. Amen. Hoekom sê jy nou amen? Dis eina. Ons is nie goeie rentmeesters nie. Ons doen nie goed met dit wat die Here in ons hand plaas nie. En dan vra ons, Here, waar is die voorsiening? En ons verloor baie keer die reg en die toegang tot hierdie voorsiening. Daarom ek vanoggend vir jou sê, my liewe suster, gryp die beloftes van God wat hy vir jou gee, soos 'n mens 'n reddingstou sal gryp en gaan begin staan daar. Ongelukkig is hierdie beloftes in die woord van die Here kom ook baie met voorwaardes. En dis my en jou verantwoordelikheid, my liewe suster, om die voorwaardes na te kom, sodat God sy belofte in jou lewe kan bevestig. Hoor jy wat sê? God wil dit doen, maar ons weerhou dit weg van die Here af, dat hy kan. So maak jou hart oop, maak jou gees oop. Doen goed. Dit wat die Here van jou verwag, doen dit, en jy sal dit ontvang uit sy hand uit. Goed om goed te doen, gaan dus baie meer as wat ons ooit kan dink om te doen. As ons gehoorsaam is aan die Here, dan hoort ons redes van hoekom ons goeie dinge doen, ook reg te wees. Ons moet nie dit net doen om eendag uit te sien na die beloning wat die woord sê nie. Ons moet dit doen, omdat die regte ding is om te doen. Want soos Jesus ons geleer het, om onverdienstelike diensknegte te wees. Luister 'n bietjie gou. Om goed te doen, moet geïnspireer word deur die leiding van die Heilige Gees. Maak seker, jy luister na die Heilige Gees. Om goed te doen, wys jy ook jou karakter in die Here. Om goed te doen, doen jy dit waarvan God hou. Om goed te doen, beweeg jy God se hand in die lewe. Om goed te doen, brei jy God se koninkryk uit hier op aarde.
want dit is sy hart. Die God wat ek dien, ek glo die God wat jy dien, is 'n God wat wil gee. Hy doen dit omdat hy lief is vir ons. 3 Johannes 1 vers 11 sê, geliefde, moenie navolg wat kwaad is nie, maar wat goed is. Hy wat goed doen, is uit God, maar hy wat kwaad doen, het nie God gesien nie. Kom ons, hier in die hele gemeente, hier in ou Riebeekstad, begin goed doen, wat God se hart is in hierdie omgewing. In ons midde, die woord van die Here, wanneer jy Galasië 3 vers, ek het die volgende in vers 10 lees, sê dit, aan jou mede-reisigers op pad, na die hemel toe, aan ons boetas en sissies, kom ons doen goed aan hulle, maar kom ons stop nie, ons doen goed aan almal om ons. Die woord sê, selfs ons vyande moet ons lief hê. Selfs ons wat jy nie like nie, moet jy voor goed doen. Dan sal jy sien hoe die hand van die Here in beweging kom, en jy, my liewe suster, sal nooit te tekort hê nie. Is God nie wonderlik wat ons doen nie? Is hy nie groot nie? Want daar is niemand soos hy nie. Hy is altyd dieselfde. In die oggend as ons opstaan, ontvang ons krag om op te staan. Vanaand as ons op ons bed gaan lê, het ons krag om te bid en te sê, dankie Here vir 'n wonderlike dag. En dan wil ek vir jou vra, wanneer jy op jou bed lê en jy dink oor die grootheid van die Here, sê vir hom, Here, laat U beloftes waar word in my lewe. Maar die Here, wys vir my, aan wie kan ek goed gaan doen? Gaan ons dit doen? Amen. Kom ons bid saam. Om goed te doen, Here, is U hart. U doen niks uit dwang uit nie. U doen dit uit liefde uit. En daarom is my gebed vanoggend vir ons almal hier teenwoordig, om alles wat ons doen, in liefde sal doen vir ons medemens, as vir onsself. Maar Here, dat ons dit sal doen, nie om gesien te word nie, maar dat ons dit sal doen, sodat U naam verheerlik sal word. Daarom bid ek vanoggend, Here, wys vir ons, waar ons U koninkryk kan uitbou. Wys vir ons, waar ons mense nader na U toe kan lei. Wys vir ons, om goed te doen in ons lewens. Ons dankie dat ons nog geleentheid het om U te vra, om dit te doen. Ja, Here, ons weet nie, hoe lang ons nog op aarde gaan wees nie. Maar dat ons hele lewe sal oorloop van goed doen, dit wat U hart is, Here. En ons dankie vir hierdie geleentheid vanoggend in Jesus se wonderlike